om Jesus se opstanding te vier. Die feit dat elke een vandag van ons die voorreg het om hier te kan sit, het ons 'n paar weke terug gevier. En was dit baie lekker. En ek onthou iemand het gesê elke ding het eintlik 'n voorbeeld en is eintlik dien 'n doel vir iets. En dit was nogal vir my regtig kosbaar geweest, want ek het nie altyd so daaraan gedink nie, maar hy het dit teruggetrek na die Bybel en wat dit beteken. En wanneer ons kyk na Jesus, dan sien ons baie keer het hy ook saam geëet. Hy het baie etes. As ons kyk in Lukas 5, o Gits Frits, ja, die Sondagskool, ag jete, julle mag nou maar gaan. Amper hou ek vanoggend vir julle hierso. O, en die band, o Gits, joe. Ag, dankie julle. Ek het gedog ons gaan nou maak soos wat ons altyd wat ek gehoor het al aan speel hulle in die agtergrond die hele band, die hele ere diens deur. Maar dankie julle. Ek so opgewonde, sien julle dit? Ek vergeet van alles anders. Nou sy. So Jesus het, as ons kyk na Lukas 5, in Lukas 5 het hy saam met Levi en die tollenaars het hy gaan eet. Ten aanskoue van baie mense wat groot oordeel daaroor geplaas het. Ons sien in Lukas 7 en 11 waar Jesus by die Fariseërs gaan eet het. En dan vanoggend wil ons stil staan by 'n baie besonderse ete. En dan is die tema ook vandag wat dit kos. Wat dit kos om Jesus te aanbid. En wil ek vra dat julle as julle die woord saamgebring het, blaai na Johannes 12 vers 1 tot 8. Johannes 12 vers 1 tot 8. Nou terwyl julle dit opsoek, wil ek sommer net so oorsig gee van wat gebeur het tot daar. Hierdie verhaal speel af in Betanië. Betanië is 'n klein dorpie wat so om en by 3 kilometer van Jerusalem af is. Die meeste van Jesus se disippels bly daar, maar volgens Matteus 26 sien ons dat Jesus, sy disippels en 'n paar ander mense met wie ons nou gaan na kyk, juis by Simon wat 'n melaatse, let wel, 'n geneesde melaatse was, aan huis was. Saam met hulle, daar om die tafel, het ons gesien, is Lazarus, en ons gaan nou daarna kyk, Lazarus wat pas uit die dood opgewek is, in Johannes 11. So, as ek myself hierdie scenario sou indink, dan dink ek daar kon nog al 'n hele paar mense gewees het, wat uit nuuskierigheid uit opgedaag het, om te kyk, hoe lewe hierdie man regtig? En om dalk 'n paar vrae te vra. Ons is mos altyd nuuskierig, hoorie, hoe het jy hierdie ervaar? As daar iets met iemand gebeur het, hoorie, vertel net vir my, hoe het jy hierdie ervaar? Ek dink daar was 'n hele paar mense wat net gekom het uit nuuskierigheid uit om te hoor, hoe het jy dit ervaar om dood te wees en nou weer te lewe? Ek dink hulle wou by Simon hoor, jy wat 'n melaatse, 'n man wat melaats gehad het, hoe is dit nou vir jou? Hoe het dit gebeur? Vertel vir my hoe dit gebeur, stap vir stap. Nee, moenie nou so vooruitspring en net vir my sê, jy's genees nie. Ek wil weet, jy het so geloop en toe sien jy dis weg. Of hoe dit gebeur dat jy genees is. Stap vir stap. Hoe dit gevoel, Lazarus, toe jy ewe skielik lewendig word, honger is, jou mense om jou sien, terwyl jy oomblikke gelede dood gelê het. So ek dink daar was 'n paar nuuskierige mense, maar kom ons gaan eers terug en ons lees Johannes 12 vers 1 tot 8. En ons lees dit uit die 1953 vertaling. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd voorberei. En Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf.
en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. So hierdie maaltyd kon moontlik 'n teken gewees het van dankbaarheid, as ons nou dink dat Simon en Lazarus daar was. Hoekom het ons hierdie Bybelse ete gehad? Ons het dit gehad in dankbaarheid om te sê, dankie Jesus, dat u opgestaan het, dankie vir wat u gedoen het, dankie dat ons u kinders kan wees, dankie dat ons in 'n regte verhouding met u kan staan, as gevolg van die kruis en die opstanding. So in Kolossense 3 vers 16 en 17 staan daar, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So, dit is wat ek ervaar het, terwyl ek in my voorbereidingstydperk was, wat hier gebeur het. Dit was om lof aan Jesus te bring en om dankie te sê. En alhoewel daar nou nie 'n volledige gastelys is van almal wat nou hier teenwoordig was nie, sien ons wel dat ons na vers 2 kyk, dat Martha daar was, sy het hulle bedien, Lazarus was daar, die een wat aan die tafel gesit het saam met Jesus, en Maria. Martha het bedien, Lazarus is saam en Maria het Jesus se voete gesalf. En vir 'n oomblik onthou ek 'n verhaal in Lukas waar die einste Martha, want al wat hier staan is Martha het bedien. Hierdie einste Martha, toe sy by haar huis 'n maaltyd vir Jesus voorsit, het Maria presies dieselfde gedoen as wat sy nou doen. Sy het by Jesus se voete gaan sit. En Martha was ongelukkig daaroor, as ons mooi kan onthou. Martha het gesê, en ek dink nogals, ek weet, ek het ook al kos voorberei vir baie mense, en dan voel dit vir my, ek sal regtig hulp waardeer. En as iemand kom vra, kan ek help? Ek sê, ja, asseblief, kom help my. En hier is Martha, en as ons na haar hart kyk in hierdie verhaal, dan sien ons, dis haar manier wat sy Jesus aanbid. Sy wil hê alles moet reg wees vir die gasheer van die aand. En daarom het sy hulp nodig. En dan sien ons, toe sy nou so eintlik kom staan, en sy vergeet skoon dat sy met Jesus praat, want sy sê, kan jy nie sien, kan jy nie net vir haar sê, sy met my kom help nie. Sy praat so met Jesus, die koning van die konings, en die Here van die Here, want sy is ontsteld in hierdie oomblik, waarin sy is. En Jesus sê vir haar, laat haar gaan. Jy is bekommerd oor al hierdie ander goed, sy kies die beste deel, om by my voete te sit. En as ons nou kyk na hierdie gedeelte, dan lyk dit al vir my, asof Martha nou begin verstaan het, waaroor dit gaan, om te bedien. Want sy is nie meer bekommerd nie, ek lees nie hier, dat sy weer kla, of dat sy weer iets sê nie. Hier bedien sy, want sy bedien uit die regte hart. Sien, daar's ietsie baie belangriks wat ek hier uitgeleer het. As jy dien voor jy aanbid, dan gaan jy ontsteld raak met God. Jy gaan ander blameer. Jy gaan uitbrand. En jy gaan nie meer die diens aan Jesus geniet nie. As alles vir my gaan oor werk, en nie oor ek het doen in aanbidding vir Jesus nie, dan is my hart nie op die regte plek nie. En dan sien ek baie maklik raak, hoe ek in die steek gelaat word deur ander, en hoe ek altyd alles moet doen.
Maar wanneer my hart op die regte plek is, wanneer ek dien vanuit aanbidding, dan lyk hierdie hele situasie presies soos wat Martha dit hier het. Martha het bedien, punt. Lazarus het op sy manier bedien. Nie bedien nie, aanbid. Hy het saam met Jesus aan die tafel gesit. Hy het aan Jesus se lippe gehang. Hy het aan die insette wat hy gee, wat Jesus sê, wat Jesus doen. Hy wou hoor, hy wou hom vra. Hy wou deel wees van die gesprek. Hy wou in Jesus se teenwoordigheid wees. Dit was sy manier hoe hy aanbid het. En dan Maria wat inkom met haar fles, albasterfles, dierolie, wat van Indië uit 'n plant gemaak is. Wat duur is, lees ons, kom sy, en sy kom offer die duurste geskenk wat sy het vir Jesus. So ons lees hier vanoggend 3 maniere van aanbidding. Ons aanbid wanneer ons Jesus dien, soos Martha. Ons aanbid wanneer ons by Jesus sit in sy teenwoordigheid, soos Lazarus. En ons aanbid wanneer ons offer aan hom bring. Nou interessant genoeg, as ons na Markus kyk, dan sien ons dat Maria, daar staan, Maria het Jesus se hoof geolie. En dan lees ons in Johannes, Maria het Jesus se voete geolie. So die teoloë is van mening dat sy wel Jesus se hoof en voete geolie het. Maar ek is net terwyl ek voorberei, die Heilige Gees op my hart gelê, hierdie hele verhaal het vir my gegaan oor Maria. Maria se hart, Maria se opoffering. Wat is die koste om Jesus te aanbid? Wat is die koste om Jesus te aanbid? Kom ons gaan kyk vir 'n oomblik na dit wat Maria na die tafel gebring het. Maria se offer was duur. As ons kyk in geldwaarde, staan daar 300 denari. Denari is 'n hele jaar se loon, se werkersloon. Ek wil dit weer sê, want ek besef baie keer in my eie lewe vat ek my geld en ek kyk en ek sê, ja, hierdie deel gaan ek afstaan. Hierdie deel gaan ek vir myself hou, maar Maria verstaan iets. Maria verstaan dat alles aan hom behoort. Alles is in elk geval syne. Maria gaan en sy skroom nie vir 'n oomblik om 'n jaar se loon wat dit werd is te vat en vir Jesus te gee nie. Ek sê nie hiermee, ons moet nou almal vandag ons jaarse en ons moet almal krepeer van honger en as die Heilige Gees vir jou sê, by al mens doen dit. Maar ek verstaan iets van Maria se hart hierso. Dit wat die duurste, kosbaarste geskenk is wat sy het, dit bring sy vir Jesus. Haar alles. Sy bring nie iets nie. Sy vat nie net 'n druppel van die olie en salf Jesus nie. Of salf sy voete nie. Sy breek die fles en sy gooi alles oor Jesus se kop en voete uit. Daai hele klomp geld se waarde wat dit kon wees. Maria deel nie met Jesus nie. Sy gee alles wat sy gehad het. Alles wat vir haar kosbaar is. En dan gaan sy en sy droog Jesus se voete met haar hare af. In die eerste plek mag die hare van 'n Joodse vrou nie eers ontbloot gewees het nie. En sy haal af, ek het gister vir 'n oomblik Chosen, daai klein klip, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, van Chosen gaan kyk. En sy skuif hierdie doekie van haar kop af en sy vat haar hare en sy vee Jesus se voete met dit af. En elke dame, pastoor het dit al baie gesê, as ons
met mense werk en jy moenie aan 'n dame se hare vat nie, want dis mos ons kroon. Ons is mos ons hare moet altyd in plek wees en reg wees. Hier gaan sy in nederigheid en sy vat haar hare en sy droog Jesus se voete af. Sy het nie net finansiëel nie, maar verloor as 'n mens na 'n wêreldse perspektief kyk nie. Sy het alles wat sy gehad het, ook haar reputasie daai dag. Want om dit te doen wat sy gedoen het, is 'n slaaf se werk gewees. En sy gaan en sy doen 'n slaaf se werk. En sy was Jesus se voete. Dit het haar respek gekos daardie aand tussen haar vriende. En Maria se aanbidding was uit 'n plek waar selfs in hierdie maaltyd, wat tot eer van Jesus was dit uitplek, volgens die mense. Ek kyk vir 'n oomblik en ek dink vir myself in hoe dit lyk en The Chosen het Jesus, almal het gesit en gesels en hulle kyk so en die volgende oomblik toe Maria instap met trane wat oor haar wange stroom, omdat sy weet wie hier voor haar sit. Omdat sy ontzag het, omdat sy 'n onbeskryflike diepe liefde vir Jesus het. Kyk sy en Jesus vir 'n oomblik en sy val voor Jesus se voete op haar knieë neer. En ek wonder, het ons daardie ontzag vir Jesus nog? Het ons die ontzag vir Jesus, dat maak nie saak wie wat sê, ek val voor my koning se voete neer? Het ons dit nog? Of maak dit so baie saak wat die mense rondom ons sê van ons? Ek wil nie 'n haartjie uit my plek uit hê nie. En ek dink sommer aan die doopbad en 'n paar wat sommer net gesê het, ek wil gedoop word, maak nie saak wat nie. En dit maak sommer my hart net weer opgewonde, want ek besef, hier by ons, het ons ontzag vir wie Jesus is. Ons het ontzag vir wie die koning van die konings is. Maria se offer het haar alles gekos. En dit is hoe dit moet wees. In 2 Kronieke lees ons dat koning Dawid 'n offer moet gaan bring vir die volk, sodat hulle, dit is op Arona se grond gewees, sodat die plaag van hulle weggeneem kan word. Koning Dawid gaan na Arona toe en hy sê vir hom, ek moet 'n offer bring op hierdie grond van jou. En Arona sê, ja, enige tyd. Jy kan die grond kry. Vat die grond, vat die beeste, vat sommer die jukke as brandhout, gratis en verniet. En in 2 Kronieke 21 vers 24 sê Dawid die volgende, nee, ek koop dit beslis teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. 'n Offer kos iets. Dit kos my alles. Gee ons partykeer afskeep? Gee ons partykeer waarmee, en ek praat nie hier van geld nie, ek praat van tyd, ek praat van ons hart. Gee ons partykeer net dit waarmee ons gemaklik voel. In ons comfort zone. Gee ons partykeer net dit wat ons voel genoeg sal wees. Ek besluit, wat is genoeg? Of vra ek die Heilige Gees, Here, toets my hart hierin. Toets my hart. Die storie word vertel van 'n boer wat baie ingenome was, want hierdie liefling koei van hom gaan 'n tweeling kry. En hy is so bly, sy vriend kom verby en hy sê vir hom, hoorie, ek is so bly, want hierdie pragtige koei van my gaan 'n tweeling kry, een vir my en een vir die Here. Hy is so bly daaroor. 'n Paar dae later kom hierdie selfde vriend van hom verbygestap, maar hy sien hierdie man lyk af. Hy vra vir hom, jong, wat maak keer nou vir jou vandag? Hy sê, nee,
verskriklike ding het gebeur. Hy sê wat? Hy sê die Here se kalf het gevrek. So, is ons bereid, dis nou maar sommer halfe, net 'n tong in die kies, maar ek sien die grappie is nou nie vir julle baie snaaks vanmôre nie, maar dit was nogal vir my snaaks gewees. Maar ja, ek is nou nie 'n tolla van 'n Merwe nie, so. Maria se offer wat sy gebring het, hierdie aanbiddingsoffer wat sy aan Jesus gebring het, is opreg, vol liefde. Dis eerlik, dis 'n model van aanbidding. En dan die olie wat sy gekry het. Sy het letterlik die albaste vles gebreek, die seël gebreek om Jesus se voete te salf. Dit was nog nooit voorheen gebruik nie. Maar die oomblik toe die albaste vles gebreek word, toe kom die kosbare olie wat daarin is uit. En nou gaan ek 'n ding sê, wat elkeen van ons gaan sê, o, nou is dit gevaarlik. Maar dit is so. Ek en jy wil nooit gebroke wees nie. Ons wil nie seer hê nie. Ons wil nie deur hierdie goed gaan nie. Maar dis waar die waarde vandaan kom. As hierdie albaste fles nie oopgebreek is, sodat hierdie olie kan uitkom, wat die waarde het nie, beteken dit absoluut niks. En is dit 'n ornamentjie wat daar op die tafel gestaan het. Die waarde daarvan het uitgekom die oomblik toe dit gebreek is. So as ons in 'n diepe verhouding met die Here wil wees, dan gaan ons deur diep dinge gaan. Ons moet dit weet. Ons gaan moeilike goed deurgaan. Hy is die gewonde geneesheer en ons sal ook gebreek word om te kan wees waar hy ons wil hê. Maar hier's die ding. Hy is die gewonde geneesheer. Hy genees. Hy herstel. En daarvan kan ek in my eie lewe uitvertel. Ek kan uit my eie lewe getuig hoe die Here herstel het en genees het. En ek staan in verwondering. Ek vertel nou die dag vir iemand dat 4, 5 jaar terug het ek in my lewe nie gedink hierdie wat nou hier gebeur sal ooit weer gebeur nie. Kyk waar die Here my gebring. Kyk waar die Here die pad my gestap en ek is seker as ek hierdie mikrofoon vanoggend vat en hom vir julle een na die ander gee, dan kan jy sê ja. Dit het met my ook gebeur. Elkeen van ons se storie lyk anders, maar ons geneesheer is dieselfde geneesheer en die wonde wat hy genees het is dieselfde wonde en ons is almal herstel, kan ons sê van dit wat. En gaan ons nou weer deur goed gaan? Ja, ons gaan. Maar dan het ons hierdie troos, hierdie wete dat die groot geneesheer daar is om herstel te bring en genesing te bring. So Maria se toewyding aan Jesus, as ons na vers 3 kyk, was opgemerk deur die hele huis. En toe ek hierdie nou voorberei, toe dink ek, ja, dis nou nogal waar. Die vraag wat ek net gou wil vra is, watter reuk gee ek en jy af? Toe sy daai albaste fles oopbreek en daai olie se reuk trek deur die hele huis, toe is dit 'n teken van die aanbidding wat sy het vir Jesus. Dit getuig van Maria het by Jesus se voete gesit. Sy het daai kosbare reuk wat sy afgee. My vraag vanoggend is, watter reuk gee ek en jy af? Ons het op 'n plaas gebly en ons het met hoenders geboer. En as ek uit daai hoenderhok uitgekom het, ek wil nie hê daai goed wat op die grond lê, daar waar die hoenders loop en woon en moet aan my raak nie. Jy kry nie daai reuk van daai mis af van jou hande af nie. Jy kry dit nie van jou voete af nie. As ek iets wil eet, dan ruik ek het dit nog steeds. En jy kan dit was, jy kan maak net wat jy wil. Dit gaan nie af nie. Die reuk sê, Shamaine, jy was by die hoenders gewees. Baie keer, as ons by die gym was, en iemand loop by jou verby, en jy is so bloedrooi in die gesig, en die hare is nat gesweet, dan sê die reuk, hierdie persoon kom van die gym af. Ek verstaan dit, ek sien dit, maar ek ruik dit ook. Dan, baie keer as 'n mens iemand 'n lekker stywe drukkie gee, dan loop jy so end weg, dan ruik jy nog die persoon aan jou klere.
want die persoon se reukwater sit of gaan af aan jou klere. So as ons met die wêreld uithang, dan ruik ons na die wêreld. Ek sê dit weer. As ons met die wêreld uithang, ruik ons na die wêreld. As ons met Jesus uithang, dan gee ons sy reuk af. Dis sigbaar, dis duidelik, daar's 'n verskil. En dis die reuk wat deur die hele huis getrek het. Die hele atmosfeer het in 'n oogwink verander. En dit gebeur in vers 4 tot 6. Van sag na kosbaar, liefdevol, na koud, op soek na 'n argument. In teenstelling met al hierdie mooi wat hier nou net gebeur het met Maria, kom Judas uit selfsug, wat in Jesus se binnekring vir 3 jaar lank beweeg het. Hy het die wonderwerke wat Jesus gedoen het, gesien gebeur. Hy was daar toe water en wyn verander. Hy was daar toe mense siekes genees is. Hy was daar toe blindes gesien het. Hy het elke woord wat Jesus gespreek het gehoor. Hy was daar. Maar Judas se oog is nie op die verlosser nie. Judas se oog is die koste. Wat het hierdie nou gekos? En dan lees ons daar, dit is so opmerklik, dat hy sê, ons kon hierdie vir 300 denarii verkoop het, ons kon die geld vir die armes gegee het, so pragtige skyn, so pragtige masker, wat hy opsit, ek is so edel, ons kon die geld vir die armes gegee het. En ek wil amper sê, in the meantime, wil hy eintlik die geld vir homself gevat het, want ons kon sien as ons lees daar, dit was 'n lekker klompie geld wat in hierdie beurs kon kom, en hy was 'n skelm, hy het daaruit geld gevat, so dit was 'n hele klompie geld wat hy nog by kon gekry het in sy eie sak, so in die skyn gaan hy en hy sê, kom ons kon die geld vir die armes gegee het. Nou waarin lê my en jou waarde? Waarin lê waarde vir my en vir jou? Die goed om ons? Of ons verlosser? Ons het vanoggend gesing, U is alles vir my. U is alles vir my. Maar tog is ons so vinnig om te kla oor goed. Tog is ons so vinnig om te sien wat ons tekort skiet. Het jy daai ou se mooi huis? As nie, daai ou het mos nou weer vir hom 'n nuwe bakkie gekoop, jong. Ons sien dit so maklik. Maar ons waarde, as ons kom sê, Jesus, U is alles vir my, dan weet ek, dat dit wat ek het, is in elk geval syne, want hy het dit vir my gegee. My waarde moet in Jesus lê. Gedurende die grootste oomblikke van ons lewens, kom dit, wat vir ons die belangrikste is, na die oppervlak. So ons sien hier die kontras tussen ware aanbidding en gierigheid, tussen oorgawe en tussen selfsug. Markus 14 vers 10 word Jesus se liefde vir geld onthul toe hy oomblikke na hierdie ete vir Jesus verraai. Vir baie minder as wat hierdie olie werd is. Dis skokkend as 'n mens dit sien. Judas se invloed wat hy gehad het, kon ons sien in Matteus 26, want alhoewel Judas die een is wat die praatwerk gedoen het, het hy die ondersteuning van al die disippels gehad. Dit was aansteeklik. Hy het gesê, jy het nou geld gemors hierso. Kyk hierso, hoekom het jy die oor die vermors? En al die disippels is dadelik ontstig, hulle lewe saam vir hoe lank, so as die een ontsteld is die ander ontsteld. Ja nee, kyk, jy het soveel gemors, kyk, die hele disippels, almal, is toe ook ontstig, omdat Judas ontstig is. En wat doen Jesus?
Maria sê nie 'n woord volgens wat ons hier lees nie. Wat doen Jesus? Sy het geweet, Jesus gaan vir my opstaan. En is dit interessant om te sien in vers 7 en 8, dat hierdie aanbiddingsoffer van Maria so noemenswaardig is, dat dit die enigste keer is in die woord waar Jesus sê, waar ook al die evangelie verkondig gaan word, daar sal sy en dit wat sy gedoen het, altyd onthou word. Dat Jesus dit sê. Markus 14 vers 9 staan, so waar mense in die toekoms oor my gaan praat, gaan hulle ook oor haar praat. Dit maak nie saak waar dit is nie, maar hulle sal haar onthou. Maria salf Jesus se voete, enkele dae voor sy dood. Lazarus, wat uit die dood uit opgestaan het, sit aan hierdie tafel, en dis asof Jesus wil sê, ek het die dood, ek gaan die dood oorwin. Hier is lewe na die dood. Hier sit Lazarus, dis 'n teken, hy's uit die dood opgewek, aan dieselfde tafel as wat Jesus sit, wat 'n paar dae daarna gekruisig word, en uit die dood opgewek word. En ek sluit vanoggend af. My vraag is, watter geur gee ek en jy af? Gee ons die geur af van Jesus se voete, waar ons in sy teenwoordigheid sit, waar ons hom dien, waar ons hom aanbid, deur in sy teenwoordigheid te wees, waar ons hom aanbid, deur wat ons offer? Sit ons by Jesus se voete, of is die reuk van die wêreld vir ons te aantreklik? En dan, die offer wat ons vir Jesus gee, kos ons alles. Nie net 'n paar druppels olie nie. En my gebed is, dat elke een van ons by die Here sal gaan stil sit hieroor. Sê, Here, waar trek ek, as daar 'n barometer was? Waar trek ek, Here Jesus, met my reuk wat ek afgee? Gee ek u reuk af? In hoe mate gee ek u reuk af? Want partykeer dan gaan ons in sulke op en affe. Dit gaan baie goed en ons getuig oor die Here en ons gaan, ek wil die wêreld verander vir die Here. Here, Jesus, ek gebruik my. En dan kom ons in so 'n plateau wat ons daai wat gebeur het is nou al vergete. En dan moet ons eers weer, Here help ons, laat ons weer daar kan kom. Terwyl dit 'n konstante reuk afgee moet wees, waar ons by Jesus se voete sit. Gaan ons moeilike dinge hê? Ja, verseker. Ons gaan deur diepe dinge gaan. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van ons ingeplak by Jesus wees. Selfs al gaan ek deur moeilike dinge, en is dit vir my bietjie moeiliker om te glimlag, dan weet ek nog steeds, my hulp kom van die Here af, van niemand anders nie. En dan die tweede ding, waaraan ons hierdie week vir onsself moet meet op 'n barometer is, my offer wat ek vir die Here bring, of dit finansiëel is, of dit is wat ek doen, of dit is of ek gaan sit by hom, of dit is of ek bedien, dit wat ek vir die Here doen, gee ek my alles? Of is daar nog dele wat ek terughou? Om te sê, ag nee, daar is iemand anders wat dit sal doen. In hoe 'n mate offer ons op? Hoe lyk ons aanbiddingsoffer vir Jesus? Wanneer ons sing, U is alles vir my. U is my begin en my einde. In hoe 'n mate leef ons dit uit? Jesus, vanoggend kom gee ek hierdie voor die voete. Elke een van ons. Die offer wat ons bring, Here Jesus, en die geur wat ons afgee. Ons het vanoggend gehoor, die koste is hoog.
Die koste is nie iets nie. Die koste is ons alles. En Here, voordat ons net maklik sê ja, moet ons 'n kosteberekening doen om te besef wat ons sê wanneer ons sê U is alles vir my. Ek bid Heilige Gees dat U vir elke een van ons dit in hierdie week sal kom oopbreek. Dankie Here dat U alles vir ons kom gee het. Dankie Here dat U dit nog steeds doen en dat dit nie net is oor wat U vir ons kan doen nie, maar dat dit gaan oor wie U vir ons is. U is heilig, U is almagtig, U is waardig om geprys en geëer te word, want U is die groot ek is. U is die koning van die konings en die Here van die Here. En ons buig vanoggend in diepe afhanklikheid en nederigheid ons knie voor U neer, to honor You, Lord Jesus, to worship You. Amen.